On 24th of January 2050, my life changed in an instant. Hearing the word "you will never walk again" was supposed to be my life sentence. But deep in my heart, I chose to believe something better. At a young age, I was at a crossroads facing two options. Either give up or face this head on and fight. I chose to fight. With every fiber in me, I chose to rise. Rise when you want to reach for your dream. Rise when you are defeated. Rise when doctors have done all they can do for you. Rise because of your loved ones. Rise because you and only you can make that choice. This journey has taught me what it really means to have courage. One day, I will walk again. When life knocks you down, take courage. Be brave, be a hero, rise and stand tall. Ag ek wil net vir julle almal baie dankie sê vir familie, gemeente, Joe hulle en pastoor hulle vir die geleentheid om my storie met julle te kan deel. Soos julle kon sien daar, was ek 'n provincial rugby speler. Ek het die voorreg gehad om vir 8 jaar lank vir die Leeu's te speel en toe gaan ek en speel vir die Boland as 'n geleende rugby speler waar ek my vrou ontmoet het en toe besluit ek om my rugby net verder te vat en toe speel ek vir Rugby Bush in Nieu-Seeland. Maar ek het toe besluit om vir 'n jaar lank terug te kom George toe sodat ek hom verloof raak en dan saam met haar terug te keer. Maar toe op 24 Januarie 2015 vir die SVD Arende toe het alles in 'n oogwink verander. Ek onthou dit soos gister. Ons het in 'n skram gesak, die skram het opgekom, ek het 'n knak gehoor en net na daar en dan het ek alles verloor. Van my bors af onder toe, alle beweging, funksie en gevoel wat my kwartepleeg gemaak het. Vir die wat nou nie weet wat 'n kwartepleeg is nie, dis wanneer jy jou spinale koord beseer. So jou spinale koord is die koord wat van jou brein af na jou liggaam toe gaan. Sonder die koord is daar geen beweging, gevoel en funksie nie. Maar dis ook die enigste orgaan in jou liggaam wat dokters nie kan vervang of herstel nie. Maar toe ek daai veld tref, toe weet ek daar's groot fout. Alle gevoel was net skielik weg. Ek onthou deur die hele skare, was my vrou die eerste persoon deur daai skare wat ek gesien het op daai veld toe ek my vingers uitskiet en vir haar sê, liefie, ek kan nie beweeg nie. Sy is ook die laaste persoon wie ek gesien het voordat hulle my ingestoot het vir my 3 nekoperasies. So ek het een van vooraf gekry hier in George, waar hulle my nek vasgeheg het, en toe een in die Kaap, waar hulle my nek van agteraf geheg het, en toe het hulle ook 'n beentjie van bo af uitgehaal, sodat my spinale koord net bietjie meer kon asemhaal. Maar terwyl ek van George af, ek onthou hierdie insident, terwyl ek van George af met pype en suurstofmasjiene en al verhuis is na die Kaapse kant toe, toe onthou ek hierso in die oog van my oog of in die regterkant van my oog sien ek die vleenier my vrou Chaaf. Ek vra toe vir die Here om vir my Simpson krag te gee sodat net hierdie ou kom mooi uitsort, maar ek beloof ek sal weer gaan lê. Maar die teenoorgestelde het gebeur en my vrou het na my toe gekom en gesê, liefie, ek sal jou nooit los nie en dit het my net rustigheid gegee vorentoe. Daarna het rehab begin. Maar so naïef soos wat ek was, het ek gedink hulle gaan my nou instoot en ek gaan nou uitloop. Maar was dit nie teenoorgestelde nie. Ek moes leer om regop te sit, klere aan te trek, asem te haal, so basies net te oorleef. Maar baie mense vra vir my, Ollie, wanneer het jy hierdie mind shift gemaak om hierdie battle te veg? En ek onthou, dit was vir die eerste keer toe ek regop gehuis was op 'n tiltafel. So wat 'n tiltafel is, hulle strap jou basies net vas en hulle sal 'n parapleeg of 'n kwartepleeg net regop hou sodat daar net sirkulasie in jou bloed kan plaasvind. Maar daai heilige dag onthou ek, daar was 'n spieël voor my geplaas, my vrou is besig om met 'n fisio te praat en ek het gevoel die Heilige Gees my sê, Ollie, jy gaan nou moet begin veg. Ek het toe besluit om my dieetkundige en arbeidsterapeut te laat gaan, maar wat so groot fout was dit nie om die dieetkundige te laat gaan nie, want vandag sien julle meer pens as mens. Maar ek het toe 2 fisios aangestel en ek het toe dag en nag geoefen en ek het in die aande vir my vrou en my ouers gevra om vir my weights op te bring sodat ek net daai ekstra sessies kon insit. So 'n jaar het verbygegaan en ek het toe my arms en handfunksies teruggekry. 2 jaar het verbygegaan, toe kon ek staan vir 1 minuut of 'n sekond op 'n slag
En 3 jaar het verbygegaan, toe gee ek my eerste tree. En nou 11 jaar is wat julle vandag sien, waar ek met behulp van 'n loopraam en krikke kort afstande kan loop, maar nog nie onafhanklik is van 'n rolstoel nie. Maar in daai tydperk van die geveg, het ek gesien hoe God sy hand oopmaak teenoor my en my vrou. Die eerste wonderwerkie, of kan ek altyd sê, vir ons was 'n familielid het ons ingeskryf vir 'n Groot FM wenne troue kompetisie. So ek kom my vrou daarom vang voor sy kom weghardloop. En toe wen ons wraggies daai troue. Making my way for you this time. The road so clear and the wind so kind. Honestly, I felt in love. Felt once before, now held by the shelter. Haunted these walls as I sleep. Wait for the sun. And the lies don't hold me up now. And the truth is covered by the brighter. This ring is a token of my love and my faith that I release now. Stayed so quiet, felt too So you now take the ring and place it on my own finger hit and by say the after cold, me, so I ran this ring is a token of my love away. You and of my this faith time, the road that so I release clear, now. wind so kind on my back. Handbrief vakansie nou, in the presence of God and His congregation. I declare you husband and wife. And the truth is uncovered by the brighter lights. And the lies don't hold me up now. And the truth is uncovered by the brighter lights. Het actually ons 6 jaar gevat om op daai punt te kom dat ons daai troudag ek kon staan en my vrou ten minste sien inloop en dan kon dra op daai dansvloer. Nog 'n cool fun fact ook is dat in daai venue dit het skielik baie gereën en daai riviertjie wat julle gesien het nooit gevloei nie, maar vir een of ander rede daai dag het hy ge-overflow. So dit gee jou net daai gevoel van die Here is nog in beheer. So 'n tweede wonderwerkie wat gebeur het, ek is 4 stamselle geborg deur my ouers en toe 2 laaste geborg deur die dokter self en ek kon toe my 2 boonse maagspiere terugkry wat my net bietjie help met balans, maar so ek kan daarom see toe gaan en met 'n 2-pack of sit nie 'n 6-packie, maar ek kan daarom ietsie bietjie flex, jy weet. En ons glo dat dit het gelei tot ons grootste wonderwerkie en dis hierdie klein ouetjie wat hier in en uit hardloop. Soos julle geweet het, ek moes gesê ek het al my funksie verloor. Maar God het my net genoeg gegee om natuurlik hierdie klein mannetjie te kry.
En ons het toe, na hy gebore was ook, net eendag gaan Google wat sy naam beteken. En sy naam beteken God has answered. Wat ook meer reassurance gee, dat God nog in beheer is van ons storie. En hy nog nie klaar is met ons nie. Maar, toe kom ons op 'n punt dat ons na die bergtop bereik, gaan dit nou net afstraande wees, en ek gaan oefen, en ek gaan eventually op 'n punt kom waar ek kan loop. En was dit nie teenoorgestelde nie. So Augustus 2024, toe begin my liggaam net skielik agteruit gaan. Ek het 'n siekte gekry genaamd transfermyelitis, wat in dieselfde kategorie val as MS, waar jou skielik jou spinale koord aanval en jou weer verlam maak. Maar daai dag, en elke dag wat ek beleef het vorentoe, het ek net my liggaam sien agteruit gaan, ek het begin koue koorse ervaar, en ek het my beweging wat ek vir 11 jaar so lank voor geveg het, begin sien verbygaan, of verloor. Ek onthou dat ek elke dag na 'n scan vir my klein seentjie moes jok en sê, pappa gaan nou dokter toe en pappa gaan beter raak. Maar was dit nie teenoorgestel nie, ek het net swakker en swakker en swakker geraak. Maar ek glo tot vandag toe, wanneer jy die hardste skree en die hardste uitroep, Here help my. Dan is dit wanneer Here sy hand uitlaat en of vir jou gee. Daar was 'n laaste dag waar ek vir my laaste scan gegaan het, en ek onthou ek het buite gesit en huil en was net kwaad vir die Here en gevra hoekom en waarom gebeur hierdie nou met my. En my vrou gee my toe die idee van gaan na dokter Bond toe oor kan die straat by jou laaste scan en gaan hoor net of hy available is om met jou te praat. Ek besluit toe daai dag ek gaan soontoe gaan en daar was geen pasiënt wat hom gesien het, die deure was net oop, hy het my gesien, hy kom my dadelik vir 'n MRI scan vat en van daar af was my scans gestuur na dokter Ackerman toe en laasste na dokter Kok toe wat 'n neuroloog is. Maar sy kon dadelik toe sien wat fout was. Sy het 2 pasiënte voor my behandel toe hulle nog nie geweet wat 'n siekte dit is nie en dit was 'n dogtertjie en George wat nou verlam is na die siekte en julle sou die ou Springbok Andre Venter ken wat ook verlam is na daai siekte. Sy het dadelik toe geweet wat fout is, ek was ingeboek in die hospitaal en hulle kon my met hoë dosis kortison inspuit sodat my immuun net kon bedaar. Van daar af kon sy nie vir my antwoord gee of ek weer sal loop nie. Maar ek moet vir julle sê, ek is weer op daai pad en ek loop weer. En dit is wat vir my so ongelooflik is dat ek kon op 'n punt kom in my hart om te besluit, gaan ek lê vir die tweede keer of gaan ek weer aanhou veg vir haar en ons klein seentjie. Ek kan ook nie vir julle verduidelik hoe dit voel wanneer ek staan, wanneer my seentjie vir my kyk, dit is asof die wêreld vir hom stil staan en hy sien pappa loop. Almal om hom kan loop want dit is sy normaal. Maar wanneer pappa opstaan is dit vir my so trots om te weet dat die Here het my net genoeg gegee om weer terug hierdie battle te kan veg. So, dit is nou ons koffie gedeelte, dis deel van my storie. Werk ek vir ons 'n toekoms vorentoe uit. En dis toe die koffie journey kom. So toe begin ek my journey met Konag koffie waar ons aan Wiedek Kafee koffie verskaf. Toe progresseer ek na Elvis Blue se koffie, Elvis Brew. Maar wou nie 'n koffie doen wat selfverryklik is en teruggee en dis toe ons Rise koffie nou begin het. So wat vir ons baie belangrik is 3 elemente. So die eerste element natuurlik is mense moet die koffie geniet. So ons het seker gemaak ons het 3 roast, 'n medium roast, 'n medium to dark en 'n dark 100% dark roast vir elke persoon daar buite wat 'n sekere koffie geniet. Nou die tweede element is dat ons het ons name geïntegreer in ons storie sodat mense hulle self ook in daai name kan sien. So the medium roast is the hero, the brave is ons medium to dark roast en dan die tall is ons 100% organiese dark roast. En dit is vir die rede dat
My vrou was basies my arms en bene deur die hele journey in hierdie 11 jaar. En ek het haar begin sien as 'n hero elke dag as ek opstaan. The brave is natuurlik hoe sy my sien as ek veg vir haar ons klein seentjie om te loop. En dan die tol is eendag om die droom om die krikke die rolstoel weg te gooi en tol te kan staan en loop, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Maar dit waar ons ook mense wil hê hulle moet hulle self sien. Soos daai pappa wat 'n 9-to-5 job werk as 'n hero en daai mamma wat elke dag vir haar kinders afsloot sodat hulle gesorg kan word as 'n brave en dan tol vir elke persoon wat 'n siekte of 'n besering of 'n geestelike battle oorkom en dat hy tol is en daardeur kan werk. Dan ons derde element, ons laaste element is dat vir elke pakkie wat ons verkoop, skenk ons ook R2 aan die SA Rugby Players van die Chris Burger Fonds. So ek het nog rugby deel gemaak van my storie. So wat lekker van die fonds is, ons het groot hoofdtrustees soos John Smith en John Villiers wat die fonds sterk hou en daardeur gee ons terug. Hulle is natuurlik die fonds wat my gehelp het deur middel van 'n rolstoel en krikke en 'n badkamer inrig, maar ook soveel rugby spelers al buite wat tydens skole rugby, provinsiale rugby in my geval of klub rugby se kry. Hulle is basies rugby caring hands. So dis die deel van my coffee journey want die Here het 'n deel oopgemaak wat ons nie verwag het gaan nie. Ons het gewonder wat is die volgende stap na die besering en dit was toe na die koffie deel raak van my storie. Ek wil staan. Ek wil loop. Ek wil vir haar veg. Wat vir my belangrik geword het is natuurlik om die klein dinge te ervaar. Ek het hom. Kom my. En te sien hoe groot dit eintlik is. En ek dink baie mense kom nie agter hoe groot die klein dinge in die lewe is, soos om jou kind op te tel of te kan staan en tande borsel of jou skoene te kan aantrek. Nou wil ek nog verder gaan. Ek wil nie hier stop en stagneer nie. Ek wil nog aanhou veg. En ek wil nie opgee nie. En dis waar my hart nou is. Net om vir julle daar af te sluit, is dat julle kan sien ons almal het letsels, of dit nou soos in my geval is fisies, emosioneel of geestelik. Maar letsels sal altyd 'n bewys wees dat God ons te lief gehad het dat ons nie net kon laat gaan nie. So gebruik jou letsels as vuur om jou battles te kan veg. Ja, julle, ek is miskien dalk nie vandag able nie. Ek is dalk ook nie heeltemal disable nie, maar ek kan vir julle amptelik sê ek is differently able. En dit is vir my goed genoeg. 'n Vers wat die Here nog ons van die begin af diep in my hart gegraveer het, daar's die regte woord. Is Hebreërs 11 vers 1 wat sê, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So vir my is dit, ek sien nog nie die eindproduk van my liggaam nie, maar dit is vir my die moeite werd om te veg vir my vrou en my klein seentjie en te vertrou dat die Here ten volle beheer is van my lewe. Ek dink die twee grootste dinge wat ek op hierdie aarde vir my seentjie wil leer, is dat Jesus vir ons aan die kruis gesterwe het, en sy bloed vir ons gevloei het, sodat ons nooit die ewige lewe saam met hom kan leef. En die tweede een is dat hy ons 'n gesonde liggaam gegee het. Hy het vir ons al die mechanics gegee, sodat ons kan beheer of behaal wat hy wil hê ons moet behaal op hierdie aarde. So ek wil my net afsluit om 'n gebed te gee oor hierdie gemeente. Liewe Jesus, Here, ek wil net dankie sê, Here, dat ek vandag vir die gemeente kon my storie deel, Vader. Ek vra U om vir hulle elke dag te laat besef van hoe groot die klein dinge in hierdie lewe is, Here. Die feit dat hulle kan opstaan, loop, kan tande borsel, kan voel, alle funksies het, Here, sodat hulle dit vir U kan behaal wat U vir hulle geplaas het op die aarde. Vader, ek vra U hand en bewaring oor hierdie gemeente, Here, en hierdie mense, Here, en hierdie liggaam, en ek vra dat U het nooit sal groei van krag tot krag. Ek bid dit als in Jesus Christus naam alleen. Amen.